Goeiemôre, good morning. Ja, ek hoop jou ketel kook al en dat jy gereed is om die dag saam met ons te begin. Tweede oggend terug, hoe voel julle al? As julle terug in die ding of het julle bietjie gesukkel om wakker te word vanoggend? Pieter? Maar ek moet sê, die ketel het gekook en ons is hier. Ek dalk was ek gister, jy weet ou is opgewonde, Ja. jy is weer terug en nou is jy weer half in die roetine en nou voel dit alweer klaar. Ek Ja. het een van 'n kougom getrap, maar die voete wil nie so lekker optel. Ja. Maar ek dink ons gaan nog terug in die roetine inkom en bietjie meer geolie word en dan gaan dinge bietjie beter gaan. Hoe lank neem so iets, weet julle? Ek dink teen volgende week gaan ons weer met 'n lied in die hart hier wees elke oggend 6:00 regstreeks op vir jou. 100%, ten minste weet ek ons is nie alleen nie, want van môre af met die kinders weer terug aan skool Ja. toe en hulle gaan dan net so voel soos wat ons die afgelope 2 oggende gevoel het. Nou ja, toe, ons het 'n oggend vol vermaak vir julle beplan. Ons gesels met die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie oor die matriekuitslae. Kyk na die nuutste elektriese kar wat nou amptelik in Suid-Afrika beskikbaar is. Gesels oor veerpyltjies. Kry 'n paar wenke by 'n dieetkundige oor hoe om beter na die feestyd te eet. En die sanger Keith Jaluka kuier in die ateljee. Dit Daar's gaan baie om na baie uit te lekker sien. wees. Ja, lekker Ja. program wat voor lê. Te heerlik. Nou ja, dames, eers tyd vir ons oggendpraatjies en julle weet veral rondom die feestyd dan kry ons maar ouers en so wat 'n bietjie of dalk is dit die grootouers wat sê, ja, maar hierdie jaar gaan Ros trou. Hierdie jaar gaan Elsa vir ons 'n oupa en 'n ouma Ja. maak. En so het jy dit gekry? Het jy dit al beleef, hè? Daai. Elsa, ons begin by jou. Daar was al sulke stories, maar ek dink dit het 'n bietjie afgeneem, jy weet. Okay. Ek weet nie hulle, ek dink dalk sê hulle net nie meer vir my daarvan nie, maar ek het vir my ouma al gesê, nee ouma, ek dink nie ek gaan trou nie, dan sê sy vir my, nee, jy kan nie dit sê nie. Jy moet net die regte persoon ontmoet. Ag, shame. De man So, sal kom. maar ja, daar's darem nie soveel druk op my nie. Ek moet sê ek dink ander mense beleef dit 'n bietjie erger. Sal dit die ridder wees of die wit perd? Wie weet, Pieter, Elsa? wie weet. Maar ek wil net vir julle vertel, jy weet in China het die ouens nou nogal, dis weer eens in China waar die dinge gebeur het. Ja. Hulle gebruik sogenaamde regret videos. Kan julle dit nou oor vertel? Weet jy wat is 'n regret video? Nee. 'n Regret video is 'n video wat hulle nou gebruik om volwasse kinders te probeer oortuig om te trou. En dit is nou natuurlik met KIW saamgestel en al daai lekker dinge op hulle platforms soos Douyin en Weibo. Dit klink amper vir my soos Weibo. China se weergawe van TikTok. Wys middeljarige vroue wat spyt uitspreek omdat hulle enkellopend gebly het en die kinders gehaat het nie. Dikwels is dit in 'n hospitaalomgewing om die boodskap net 'n bietjie meer emosioneel te maak. Al word baie van die video's as KI gemerk, is dit reeds miljoene kere gedeel en word deur ouers gebruik om hulle kinders se lewenskeuses te beïnvloed. Kritici waarsku dat hierdie benadering die verdeeldheid tussen getroude en ongetroude, jy weet, dit maak 'n bietjie dinge moeilik. Dit maak dit net dieper, dit maak dit erger. I don't know, ek weet nou nie. Kan jy nie maar net eenvoudig vir jou kind sê, luister, dis nou tyd om te trou nie, maar lyk vir my hulle het 'n krisis. I feel like this is really emotionally manipulative. Ja. Ek voel dit is enige mens se keuse om te besluit wat hulle wil doen met hulle lewens. Daar's baie jonger mense, veral nou die Gen Z's en so, wat nie wil kinders hê nie. If it's a reason now because of affordability, because life is just so expensive, or if it's just they don't want their lifestyles to be impacted by little people that need you for the rest of their lives, those are the decisions that they make. So you can't as a parent now go, toe ek jonger was. So ek baie graag 'n kind wou gehad het because dit is nie die besluit wat hulle geneem het nie. So I don't know if it's effective. I think it might make people angry actually. Ek dink baie van die jong mense sien dit ook as sarkasme. Ja. Dis sarkasme of jy weet, whatever. Wanneer gaan jy dan nou trou? Ja. Kyk hierdie video. Ja, kyk nou net hoe pragtig. Moet nou nie dieselfde fout maak as hierdie. Exactly. Wel ek wil terugkom na jou vraag toe vroeër, want ek moet sê ek beleef nie noodwendig soveel druk van die familie nie. Maar daar's baie mense van die publiek wat baie keer vra nou, hoorie, Pragtig. wat gaan aan? Wat is die probleem hierso, julle? Dit is die Wat is die ergste probleem? ding. Wat is die probleem? Wat is fout met jou? Ja, ja. En ek het al gehoor dat Gen Z, daar was al Gen Z individue waarmee ek te doen gekry het wat gesê het hulle beskou die millennials as selfsugtig omdat millennials nie noodwendig kinders wil hê nie en eerder wil reis
jy weet reg rondom die wêreld. Maar ek dink dis interessant om hierdie navorsing ook dop te hou, want ek het gister weer iets gelees waar hulle sê vrouens is meer gelukkig sonder 'n huwelik en sonder kinders. So daar's verskillende opinies, maar China sal nie noodwendig saamstem. Is vrouens meer gelukkig sonder mans en kinders? Is mans meer Mans, gelukkig? ja, sonder mans en kinders. Okay. Pieter, wat sê jy? Jy kan dit nie glo nie. Jy kan dit nou hierdie nie is 'n glo nie. ongepraatjie vir later in die week. So we've actually been saying something that's in line with the story I want to get to next. Is we've been chatting about like looking at your future and how your life is going to go forward. Do either of you believe in self-fulfilling prophecies? So as jy dit uitspreek, gaan dit gebeur. Ek glo wat jy spreek kan met jou gebeur. Ja, Ek dink ook al lê krag in woorde. Right. So, a bizarre incident in Thailand has led to a routine police investigation. How this worked was a young woman went to a temple. She'd been there the whole day. She'd kind of been experiencing the vibe of the temple and enjoying just everything that it had to offer. And one of the things on offer was a fortune teller. Ja. So this fortune teller said to this young lady, listen here, you are going to experience some bad luck very soon. Ek sien dit. Dis She iets was wat iemand wil hoor. what is happening? What's going on? And then she left the fortune teller, went to one of the praying areas and whatever, and then realized her cell phone had been taken. Cell phone gone. So she was like, oh, so this fortune teller actually was saying the right thing. Hy het reg nie geraai nie, maar hy het reg gepraat dat ek 'n slegte luck gaan ervaar, 'n slegte geluk gaan ervaar, want my selfoon is weg. She's like, oh my word, this guy is great. Toe hulle die foon soek. Wie die foon gevat? The fortune Die fortune teller. So it was this kind of scam where he thought, listen, let me actually create the luck for this young lady, the bad luck. I will take her phone and then she'll say that, you know, that's the best fortune teller I've ever been to. You said I was going to have luck. That was bad. And half an hour later, I didn't have a cell phone. Maar imagine dat jy mense so kan scam Sure. en 'n foon sal steel net om te bewys dat jy nou 'n goeie fortune teller is. As jy sulke vaardighede gehad het, what would you do with them? Like if you could tell the future, what would you like use that power for? I know exactly what I'd do. Ek dink ek sal meer fokus op die positiewe eerder. Ek sal nie vir mense wou sê, jy weet, dat daar iets sleg gaan volg nie. Alhoewel ek dink sommige mense voel partykeer ja, ek sou graag wou geweet het wat voor lê. Ja. Maar dalk eerder na 'n sjokolade, jy weet, vir hulle iewers los. Ros, wat sê jy doen? Immediately, I would do one prediction and one prediction only. Yeah. Powerball numbers for myself. I am not about sharing. I want to know what's the Powerball numbers because, like, if you know the future, surely you want to be a millionaire by the lotto. Ek gaan saam met jou na daai enetjie toe gaan, hoor. Een voorspelling, that's it. One and done. Maar hoe nou, Bly ingeskakel want ek voorspel dat ons oor matriekresultate gaan gesels net hierna. Elsa gaan daai gesprek voer. Bly net waar jy is. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning en gaan volgens sommer ook op sosiale media by Goeiemôre, Good Morning.